Johan, dis Lientjie, dis ons seentjie Gerard. Ja, ek dink jy gaan deel wat het gebeur so 'n jaar terug. Okay. Ja, dis net maar so 'n jaar terug wat ons op is Pretoria toe net 'n naweek by my broer te gaan kuier en so net vir die Saterdag aand op my familieplaas gaan kuier en gaan oorslaap het. En seker net so voor middernag het Gerard aan die huil gegaan en ons het by hom gekom en kon nie agterkom wat gaan aan nie. En na 'n hengse gestoei het hy gesê sy hand, maar kon nie iets sien op sy hand nie en toe begin die hand opswel. En ek sê vir Johan en my broer, ry net met hom Brits Hospitaal toe, hulle maar net kyk, 'n spinnekop byt of wat ook al. En so is hulle weg met hom en toe hulle weg gesê 'n niggetjie vir my, maar kom ons gaan soek wat die kind gebyt het. En gesoek in die kamer en toe sy die laaste, daar was 'n kaggel langs die bed en toe sy die mandjie hout wegtrek. Toe sien sy die slang in die kaggel ingaan. En toe sy weg en toe sy met 'n gestoei die slang uitkry en tussen hulle het probeer laat weet, julle beter ry en hou verby Pretoria toe. Ja, ek dink dis die eerste stuk genade gewees dat ons op die ou nou slang kon kry en identifiseer dat hy die teengif kon kry en mens moet binne 5 ure of iets kry, so dit kon toe nou alles gebeur. Die ander stukkie wonderwerk vir ons in dit is Johan het vroeër die aand vir klein David wat op daai stadium 4 maande oud was probeer inslaap maar op daai bed. David wat gewoonlik hier neersit en hy slaap hou net niks weet nie. En op die ouend het Johan die campingkaart opgesaan en met daarin gesit en ons is net oortuig as dit, mens kan nie kies tussen jou kinders maar ons is oortuig as dit David was, het hy nie die 2 ure se tot by die hospitaal gemaak nie. Ja, dit is hoekom ons hierso eintlik ons getuienis gelewer is nou net mooi 'n jaar terug wat dit gebeur het. Ons het die kerk laat weet, was by die danksegingsdiens wat die kerk toe begin bid het. En dis een van die groot goed wat ons van sal getuig is dat God se liggaam reg oor die wêreld, oor iets soos ons seentjie se hand, is vir God belangrik genoeg dat hy mense deur die Gees raak om reg oor die wêreld te bid vir iets soos dit. En ons seentjie het behoue gebly, sy hand het behoue gebly, tot op die detail waar een senuwee hier tussen die voorvinger en die duim, een stukkie vel behoue gebly sodat hy nog gevoel in sy duim kan. Net my ervaring, die Sondagoggend voor ons verras laat weet ek toe nou wat gebeur het in die kerk moet asseblief bid, het die ortopeed daar ingestap en vir ons gesê met die byt gaan hulle ten minste die 2 vingers ten minste, dis wat hy nou voorspel, amputeer met hom, maar kyk waar die gemors nou stop, die doodgaan van die weefsel. En ek dink hoe ek bedoel my wêreld het in mekaar gesak in daai oomblik, mens kan dit nie, dis nie iets wat jy vir iemand kan beskryf nie, en ek dink na die kerk begin bid het, ergens daai Sondag, deur die dag, het dit gevoel, mens word net opgelig, en jy het net vrede gekry, en jy het geweet, dis God se kind, hy gaan kyk, dit gaan alright wees. So die Here lig mens regtig op, as ander mense om jou staan in haar gemeenskap is wat vir jou bid. So, en dit is wat ons wil celebrate, ons seentjie, en dit wat die Here vir ons gedoen het, hy het hom vir ons behoue gegee, hy het sy hand werk, hy is gesond, hy is gelukkig, ons kon 'n deel van sy kerk ervaar wat ons dalk voorheen 'n bietjie in getwyfel het. Ek het op 'n stadium, is miskien ek meer persoonlik, het begin vra oor werk die kerk regtig. Ons is betrokke by die kerk, maar mens sien die sukkelgedeeltes baie aan swak. En mens wil weet, werk die kerk regtig, is ons effektief? En al wat die Here gewys het is hy kan een klein wet, soos 'n seentjie se hand, mense aanraak reg oor die hele wêreld. Ons wil nog altyd sê ons wil dit op mekaar sit dat letterlik 14, 15 verskillende lande, kerke tot stilstand gekom, wat nog nooit van ons gehoor het nie, wat gebid het vir sy hand, dat ons boodskappe begin terugkry het oor gebedsgroepe, wat die Here net so op hulle harte gelê het, om te bid vir hierdie seentjie se hand. Dat een ma ons laat weet, het gesê, dit is verskriklik, sy voel asof sy vir die lewe van haar eie kind bid, so hard het die Here dit op haar hart gedruk. Een van die groot, ons wil net graag ook dankie sê, vir mense in die kerk, vir mense wat oop is, en as die Here met hulle praat en dan gehoorsaam is om tyd af te staan om te bid vir ander mense in die gemeenskap wat gebed nodig het. Dit is ons was by 'n plaas
waar 'n slange na jou buite. Toe vertel wie het hom gesond gemaak. Jesus. Okay. En is jou hand nou beter? Ja.